Shalom geliefdes, hoe lekker om weer saam om die woord te kuier. My naam is Stefanie en hierdie is skrifporsie nommer 47. Ek is die bedieningsleier van Olyfdag Bedieninge hier in Suid-Afrika en Tehillah Studiesentrum. Hierdie skrifporsie se naam in Hebreëus is Rehe en ek noem dit Rehe en die bruid van Messias. Die betekenis van Rehe in Afrikaans kan ons sê is let op of kyk. En daar is baie dinge wat ons vandag gaan leer waarop die bruid van Messias sal moet let. Ons gaan lees uit Deuteronomium 11 tot 16, Jesaja 54 en 55 en Openbaring 21. Kom ons bid net eers saam voordat ons die woord oopmaak. Hemelse Vader, ons kom lê hierdie belangrike studie van vandag voor U. Kom werk deur U Ruach, U Heilige Gees, U Ruach HaKodesh in ons binneste en ons verstand, dat ons kan sien en hoor wat U vandag aan ons wil leer en openbaar. Ons vra dat U ons verstand, wil en emosie met U lewende water sal binnendring, sodat ons kan verstaan wat U vir ons wil leer. Ons vra dit alles in die naam van U Seun, ons Messias en Koning. Halleluja. Die aspekte wat ons in vandag se studie wil uitlig, dis 'n lywige studie, so kom ons kyk gou daarna. Die eerste is die vloek of die seën wat Moshe aan die volk voorhou voordat hulle oor die Jordaan trek, die beloofde land in. En aan die einde van die Deuteronomium sal ons weer sien, dan gaan Moses in detail in die vloeke en die seën. Dan tweedens die prosedure van hoe om diere te slag vir verbruik. Bloed moet gedreineer word en geen bloed mag ingeneem word nie, want die Egiptenare het dit gedoen en is nie gesond nie. Die 3 soorte tiendes wat daar is, of die 3 soorte gawes wat ons vir Abba wil gee, die waarskuwings oor vals profete, die Sabbatsjaar, die Shemitah, die manlike eersgebore vee, Abba se voedselwette, die 3 pelgrimsfeeste, en hier let ons op die pelgrimsfeeste. Daardie tyd moes almal 3 keer 'n jaar opgaan na Jerusalem. En daar gaan telke male 'n vraag wees wat elkeen vir homself moet antwoord. Ons lees uit Deuteronomium 11 vers 26. Daar staan let op, né? Rehe, ek hou julle vandag 'n seën en 'n vloek voor. Vers 27, die seën as julle luister na en die opdragte van Jahwe julle God, wat ek julle vandag beveel uitvoer. En die vloek, as julle nie luister na die opdragte van Jahwe julle God, en dit nie doen nie, maar wegdraai van die pad wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie. In Kanaan was daar nare gebruike en gode van die heidene aan die kant die Jordaan. Vers 31. Julle is op die punt om oor die Jordaan te trek, Jordan en Hebreëus, te trek om die land wat Jahwe julle God aan julle gee in besit te neem. En julle sal dit besit en daarin woon. Julle moet versigtig wees om al die reëls en die wette wat ek julle vandag gee na te kom. Ons het laasweek gesien in Deuteronomium 11 vers 18 staan daar, daarom moet julle hierdie woorde van my in julle verstand en in julle gees ingraveer en dit as 'n teken op julle hand vasbind en dit as 'n voorhofsband tussen julle oë laat wees. Jy moet dit vir jou
Seuns leer deur daaroor te praat as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. En skryf dit op die kusyne van jou huis en op jou hekke, sodat julle dae en die dae van julle seuns vermenigvuldig kan word in die land wat Jotawafai aan julle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee, solank as die hemele bo die aarde bly. Want as julle versigtig is om al hierdie opdragte te hou, wat ek julle beveel het om te doen, om Jotawafai julle God lief te hê, en al sy paaie te loop en aan hom vas te hou, dan sal Jotawafai al hierdie nasies voor julle uit verdryf. En julle sal nasies, wat groter en magtiger as julle self is, onteien. Elke plek waar julle hulle voetsool optrap, sal aan julle behoort. Daar's 'n wonderlike leraar Grantlet daar op die internet wat sê, die seën is soos 'n wind van agter vir jou, maar die vloek is soos dat jy altyd teen 'n sterk wind moet stry en beheer. Nou, verlede week het ons 2 vrae gevra. Watter voetspore laat ek van my nageslag? Kan elkeen wat in my huis inkom, in my erf, sien watter God ek dien? Kom ons gaan kyk nou na vandag se porsie. Vers Deuteronomium 11, vers 26. Let op, ek hou julle vandag 'n seën en 'n vloek voor. Die seën as julle luister na en die opdragte van Jotawafai julle God doen, wat ek julle vandag beveel, as julle dit uitvoer. En die vloek, as julle nie luister na die opdragte van Jotawafai julle God nie, en dit nie doen nie, maar wegdraai van die pad wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop, wat julle nie geken het nie. En ons sal, as ons daaraan dink, het die Joodse volk ongelukkig nie altyd Abba se wette gehou nie. Hulle het agter die valse gode aangeloop en hulle is 2 keer weggevoer uit hulle land. En eers in 1948 het Abba hulle teruggebring na hulle eie land. Was altyd 'n groepie wat daar gebly het. Kom ons lees verder uit vers 31. Julle is op die punt om oor die Jordaan, Jordan in Hebreëus, te trek om die land wat Jotawafai julle God aan julle gee, in besit te gaan neem. En julle sal dit besit en daarin woon. Julle moet versigtig wees om al die reëls en die wette wat ek julle vandag gee, na te kom. Maar die vraag is, wat ek vir myself moet vra, is ek bereid om die voorwaardes vir die seën na te jag en te gehoorsaam? Ons broer Juda, die Joodse mense praat van die Shama leefstyl. So die hoor en doen leefstyl. So jy lees dit, jy hoor dit en jy doen dit. Jy is gehoorsaam. Die tweede aspek is die korrekte prosedure van om diere te slag vir verbruik. Bloed moet gedreineer word en geen bloed mag ingeneem word nie, soos wat die Egiptenare gedoen het nie. Wees onveranderlik daarin dat jy die bloed nie eet nie, want die bloed is die lewe, en jy mag die lewe nie saam met die vleis eet nie. Jy mag dit nie eet nie, sê Abba aan mekaar. Jy moet dit op die grond uitgooi soos water. Jy mag dit nie eet nie, sodat met jou seuns na jou goed kan gaan, as jy doen wat reg is in die oë van Jotawafai. Wanneer Jotawafai jou God die nasies waarheen jy gaan, om hulle te onteien, voor jou afsny, en jy hulle onteien en hulle in hulle land bly. Let op dat jy nie in die struik val, om hulle te volg nadat hulle voor jou uit vernietig is nie. En dat jy nie na hulle gode vra en sê, hoe het hierdie nasies hulle gode gedien, sodat ek dit ook kan doen nie? Jy mag dit nie doen nie, aan Jotawafai nie, jou God, want dit alles wat Jotawafai verwerplik is, wat hy haat, en hulle vir hulle gode gedoen het, want hulle het selfs hulle seuns en hulle dogters in die vuur verbrand vir hulle gode, Molech God, nie?
Vers 32, wat ek julle ook al beveel, dit moet julle doen. Jy mag daar niks byvoeg en daar niks van wegvat nie. Nou vra ons onsself af, ons het dit ook in die Goeie Nuus of die Nuwe Testament, soos baie mense dit nog noem, gelees, waar Yeshua gesê het, geen jot of titel mag weggevat word uit die woord en bygevoeg word. Nou vra ons onsself af, wat het die kerk tot nou toe gedoen? Wat het baie geloofsgroepe gedoen? Hulle sit by en hulle vat weg. En hulle gaan nie na die konteks toe nie, en hulle gaan nie na die oorspronklike Hebreëse teks toe nie. Dit daar gelaat, kom ons kyk na die volgende aspek. Dis die gee van tiendes. Daar is vele studies te vind daaroor. Kom ons lees wat sê Abba in sy profeet Maleagi 3 vers 10. Bring die hele tiende na die stoorkamer, sodat daar kos in my huis kan wees, en toets my nou hierin, sê Jotywafheid Sabaoth. Of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, en vir julle 'n seën sal uitvloei, totdat dit oorloop nie. Abba sê, toets my. Sjoe, geliefdes, het jy dit al probeer? Die stoorkamer waarna hier verwys word, is die plek waar die Lewiete die offerandes vir die tempeldiens gestoor het. Vandag sal die stoorkamer wees en waar Abba wil hê jy moet die tiende van jou inkomste gee, daar waar jy jou geestelike voedsel vandaan kry. Dit moet jy met Abba uitsorteer. Hierdie gaan aan die Lewiete wat vir Abba werk en deur hom aangestel is. Lewiete het gedeelte van daai offerandes kon hulle eet. Dit was olie, dit was meel, dit was goud en silwer, dit was beeste, dit was donkies, dit was skape, dit was bokke. So het Abba vir hulle beveel. Gaan lees dit in Levitikus 14 vers 22 tot 29 asseblief. Ek gaan dit opsom, daar's 3 soorte tiendes of offerandes. Eerstens jou oes se tiendes, dit wil sê jou inkomste uit jou arbeid, baie belangrik. En dan vir 4 jaar van die 7 jaar siklus moet 'n tiende van jou opbrengs na die tempeldiens gaan. Abba versorg so sy huis en die mense wat vir hom werk en deel met medegelowiges die offerandes wat ingeneem word. En in jaar 3 en 6 van die 7 jaar moet 1/10 van jou land se opbrengs aan die armes gaan. So Abba gee om vir die armes. So elkeen van ons weet Abba het 'n skrifgebaseerde ekonomie. Hy het skrifgebaseerde finansiële wette wat ons moet nakom. En hy sê, toets my of ek jou nie sal seën nie. Die vraag is ek getrou aan die gee van my volle tiendes? My papie het ons geleer, heel bo aan jou begroting moet daar jou tiendes staan. Soos jy weet, dit is wat jy inkry, heel eers gee jou tiendes. Hulle sê daardie mense het altyd gehardloop met hulle offerandes en tiendes na die tempel. So angstig was hulle om vir Abba dit te gee. So, dis baie belangrik dat jy dit met jou hemelse Vader sal uitsorteer. Gaan lees weer Levitikus 14 vers 22 tot 29 en besluit, waar kry jy jou geestelike kos? Die Sabbatsjaar. Hierdie is 'n 7 jaar siklus wat ons Vader in sy woord bepaal het. Ons kan daarvan gaan lees in Eksodus 23, Levitikus 25 en Deuteronomium 15. Kom ons lees vanaf vers 1. Aan die einde van elke 7 jaar moet jy 'n kwytskelling van skuld laat plaasvind. Dit is hoe die kwytskelling plaasvind. Elke skuldeiser moet dit wat hy aan sy naaste geleen het kwytskeld. Hy moet sy naaste en sy broer nie aanmaan nie, want dit is aangekondig as die kwytskelling van Jotywafheid. Jy mag dit van 'n buitelander aanmaan, maar wat by jou broer is, moet jy
jou hand kwytskeld. Nogtans sal daar niemand behoeftig onder julle wees nie, want Jotai-Wafai sal jou ryklik seën, hoor daar, in die land wat Jotai-Wafai aan jou God as jou erfenis gee, om dit te besit. Slegs as jy gehoorsaam luister na die stem van Jotai-Wafai jou God, om al die opdragte wat ek jou vandag beveel, versigtig te gehoorsaam, sal Jotai-Wafai jou God jou seën soos hy jou beloof het, sodat jy aan baie nasies sal kan uitleen, maar self nie leen nie, en jy sal oor baie nasies heers, maar oor hulle sal jy nie heers nie. Voor verlede jaar was 'n Shmita-jaar, in 5782 Anamundi, die jaar van die skepping. Ons gaan vandag net nog 3 van die ander aspekte aanraak. Ons moet beslis onderskei tussen ware en vals profete. Deuteronomium 13 sê, as 'n profeet of een wat drome droom, tussen julle opstaan en julle 'n teken of 'n wonder gee. En 'n teken of wonder kom waar wat hy jou gegee het met die woorde, laat ons agter ander gode aanloop, wat jy nie geken het en hulle dien nie, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet of na die man wat drome droom nie, want Jotai-Wafai julle God toets julle om te weet of julle Jotai-Wafai julle God liefhet met julle hele verstand, wil en emosie, en met julle hele gees en lewe. Julle moet Jotai-Wafai julle God volg, hom respekvol vrees, sy opdragte uitvoer, sy stem gehoorsaam en hom dien, en aan hom vashou. Maar herhaal dit aanhoudend in hierdie porsie. Hoe kan dit nie die waarheid wees nie, my geliefdes? Vers 32, wat ek julle ook al beveel, dit moet julle doen. Jy mag daar niks byvoeg of daar niks van wegvat nie. Deuteronomium 12 weer. Nou, Abba se voedselwette is 'n kontroversiële onderwerp, maar is belangrik dat Abba ons weer daaraan herinner. Iemand het vir my gesê, niemand sal vir my sê wat om te eet of wat nie. Dis sê ek is nie ek wat dit sê nie. Gaan lees maar die woord. Kom ons lees uit Levitikus 14. En net soos met die bloed en die vet kwessie, moet u self by Abba hoor. Vers 2. Want julle is 'n afgesonderde volk tot Jotai-Wafai julle God. En Jotai-Wafai het julle gekies om 'n volk te wees as eie besitting uit al die volke wat op die aarde is. Jy mag niks eet wat verwerplik is nie. Ons moet afgesonder leef, onthou. Heilig se regte woord is afgesonder. Dit is die diere wat julle mag eet. Dan gee Abba 'n lys. Gaan lees dit self, Abba. Ek wil vir julle leer. En dan in vers 7 sê hy, nogtans mag julle nie eet van die wat net herkou of wat net gesplete hoewe het nie, want hy bepaal, hulle moet herkou en gesplete hoewe hê, want dit het 'n sekere proses in hulle liggaam wat hulle meer gesond as die ander diere maak en rein maak. Dan noem hy dit die kameel, die haas en die dassie, want hulle herkou, maar het nie gesplete hoewe nie. Hulle is onrein vir julle, wil sê Abba. Die vark is ook vir julle onrein, want hy het gesplete hoewe, maar hy kou nie. En ons weet dat baie ander redes. Dis 'n baie onrein dier in elk geval met swamme in sy vleis. Parasiete. Hulle is onrein vir julle. Julle mag hulle vleis of hulle karkasse aanraak nie. Hierdie mag julle eet van alles wat in die water is. Voordat ek daarna die water toe gaan, in vers 9, ek het 'n vriend gehad wat met varke geboer het en hy is uiteindelik oorlede aan daardie parasiete wat in die vleis is, want hy het met die vleis gewerk en met die diere en dit het in sy longe ingetrek. So, Abba het 'n rede hoekom hy sekere wette maak vir
ons welsyn. Kom ons lees van wat in die water is, hierdie mag julle eet, van alles wat in die water is. Alles wat vinne en skubbe het, mag julle eet. Nou daar's baie wat vinne het, maar nie skubbe nie, daar's ander wat skubbe het, maar nie vinne nie. En dan weet ons nou van die bottom feeders, of die wat al die ander se poefies eet, in die see, die prawns, wat ons almal so baie van gehou het, maar wat ook nie vinne of skubbe het nie, mag julle nie eet nie. Dis onrein vir julle. En nie net onrein, omdat Abba se sê nie, maar dit is sleg vir ons. Julle mag alle reinvoëls eet, maar hierdie mag julle nie eet nie. Die arend, die aasvoël, die seevalk, wat hulle eet enigiets. Die kuikendief, die valk, die klein valk, volgens sy soorte. Elke kraai volgens sy soorte, die volstruis, die groot uil, die seemeeu, die valk volgens sy soorte. Die klein uil, die steenuil, die nonnetjiesuil, die pelikaan, die klein aasvoël en die visvanger. Die groot sprinkaanvoël, die reier volgens sy soorte, die hoepoepie en die vlermuis. Die vleiende swerms vir julle, onrein, hulle mag nie geëet word nie. Julle mag al die reinvoëls eet, sê Abba weer. Julle mag niks eet wat self doodgegaan het nie. Julle mag ook nie daaraan aanraak nie, want dit is 10-1 bakterieë of virusse wat daai dier of voël besmet het, en daardoor is hulle dood. En ons weet wat in China alles geëet word. En ons weet waar kom COVID vandaan. En ons sien nou die nuutste voëlgriep, wat hulle blykbaar nou weer verskriklike goeters van voorspel. En waar kom dit vandaan? Goed, kom ons kyk na die 3 pelgrimsfeeste. Daar is 3 feeste wat Abba verwag ons moet nakom. En kom ons nie by die ander uit nie, is hierdie baie belangrik, en dis eintlik 3 groepe feeste. En destyds toe die tempel nog gestaan het, moes hulle 3 maal per jaar opgaan na Jerusalem toe, om die feeste daar te vier. Is Pesach, Shavuot en Sukkot. Gaan lees dit asseblief self, geliefdes. Nou Pesach is baie mense noem dit nog Paasfees, maar die heidense woord Easter kom van 'n heidense oorsprong. Dis nie dieselfde tyd of datum as wanneer die wêreld. Partykeer val dit saam. Hulle Easter, hulle Paasfees vier nie. Dan Shavuot, dit is die fees van, ons het ken Pentecost, of die uitstorting van die Heilige Gees. Pentecost kom eintlik van die 50 dae wat jy tel. Maar dit sal ons tydens die feeste behandel, as jy nog nie weet nie, of gaan lees dit in Levitikus 23. En dan Sukkot is die loofhuttefees. Nou voor Sukkot is daar 2 ander feeste wat belangrik is, en rondom Pesach is daar 3 feeste. So, hierdie feeste moet u asseblief nou gaan kyk, en vra, dan stuur ons vir u lesings daaroor. Die vraag is ek bereid om Abba se feeste, sy afsprake, met ons na te kom en te onderhou? Nou, ek het hier 4 vrae neergeskryf wat ek aan myself gevra het oor die vorige 4 kwessies. Ons het dan nou gepraat oor die 10des, en dan is ek bedag op misleiding en vals profete. Hier kan ek maar net in Abba se woord die waarheid kry, en as jy nie seker is wat 'n vertaling om te gebruik nie, vra vir ons in die comments. Dan stuur ons vir u die link, of stuur vir ons 'n e-pos. Neem ek Abba se voedselwette in ag? Geliefdes, ons kan maar redeneer soos ons wil. Daar is beslis baie seëninge verbonde daaraan as jy Abba se voedselwette in ag neem. Hy het 'n rede daarvoor gehad, en al lief ons ook hoe ons spekkies of die see diere
Daar's baie onrein diere wat sleg is vir ons gesondheid, soos ek gesê het, daar is baie parasiete. En my pappie het een keer 'n barberpersent gekry, wat ook 'n bottom feeder is, en toe ons soms die oop sny, toe sien ons met ons oë die parasiete in sy vleis. So al die vis, binnelandse vis ook, maak seker dat hulle vinne en skubbe het en dat hulle nie 'n bottom feeder is. Dan die vierde vraag wat ek aan u vra, kom ek, of na myself vra, kom ek Abba se voorskrifte na om sy feeste te herdenk? En dan die laaste een, rig ek my hele lewe en jaar in rondom Abba se skrifkalender. En beplan ek betyds vir sy feeste, wat sy afsprake met my is. Gaan kyk gerus op ons webwerf vir die datums, en die volgende 3 feeste se datums sal ons ook hier op die kanaal vir u adverteer. Ons wil graag hê dat u saam met ons inskakel. Ons gaan die feeste aanlyn aanbied hierdie jaar. Kom ons lees uit die profete, Jesaja 54 en 55, vers 11, en hierdie was hierdie week vir my so 'n bemoediging. Ek hoop vir u ook. O getuisterde een, deur 'n storm rondgegooi, ongetrooste, let op. Ek lê jou stene in antimoon, en ek sal jou fondasies in safiere lê. Ek sal jou verder jou geregverdig maak van rubyne, jou poorte van kristal en jou hele muur van kosbare stene. Vers 13, Jotai sal jou seuns leer en die vrede van jou seuns sal groot wees. In onpartydige opregtheid sal jy gevestig word, ver van onderdrukking, want jy sal nie vrees nie, en ver van verskrikking, want dit sal nie naby jou kom nie. As iemand jou wil aanval, sal dit nie van my af wees nie. Wie jou ook al wilt aanval, sal val as gevolg van jou. Let op, ek het self die smid geskep wat die koolvuur aanblaas en die instrument vir sy werk voortbring. En ek het die vernietiger geskep om te verwoes. Maar Abba verklaar dan, geen wapen wat teen jou gevorm word, sal voorspoedig wees nie, en elke tong wat jou beskuldig in oordeel, sal jy veroordeel. Dit is die erfenis van Jotai en die diensknegte van Jotai, en hulle vryspraak is van my, verklaar Jotai. Geliefdes, so wonderlik is dit. En is maar interessant dat in die begin het Jesaja hierdie profeteer oor die volk Israel, en hierdie week en in die weke wat verby is en wat kom, glo ek sal hierdie ook oor die volk Israel waar word. Jesaja 55 sê, o elkeen wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop wyn en melk, sonder geld en sonder prys. Waarom spandeer julle geld vir wat geen brood is nie, en julle salaris op wat nie kan versadig nie? Luister versigtig na my, en eet wat goed is, en verheug jouself in oorvloed. Draai julle oor na my, en kom na my toe. Dit beteken, luister, né? Luister en doen, sodat julle kan lewe, en ek 'n ewige verbond met julle sluit, volgens die getroue, onverdiende gunste aan Dawid bewys. Voordat ons vers 4 lees, wil ek net vir u herinner dat die Nuwe Testament en die instelling van die sogenaamde verbondsmaal is nie 'n nuwe verbond nie, dis 'n hernuide verbond. Dis waarom ek graag die Nuwe Testament die goeie nuus noem. Vers 4 van Jesaja 55. Let op, ek het hom 'n getuie tot die volke gemaak, 'n leier en bevelvoerder vir die volke. Let op, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie. Jy sal hulle sal na jou toe hardloop, terwille van Jotai jou God, die afgesonderde een van Israel, omdat hy jou lof en eer gegee het.
Soek Jothai terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die wettelose sy pad verlaat en die onopregte en partydige sy gedagtes, en laat hom terugstaan na Jothai en hy sal vir hom omgee. Na ons God, wat hy sal oorvloedig vryspreek. En my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle manier is nie my manier nie, verklaar Jothai. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my metodes hoër as julle metodes, en my gedagtes as julle gedagtes. En uit die goeie nuus op die hernieuwde verbond dan, lees ons vir u uit 1 Johannes 4 vers 1. Ek het hierdie sommer net bygesit. Julle vir wie ons lief is, vertrou nie elke gees nie, maar onderskei die geeste of hulle vanuit God is, want baie valse profete het uitgegaan die wêreld in. Hieraan word die gees van God geken. Elke gees wat erken dat Yeshua die gesalfde een in die vlees gekom het, is vanuit God. En elke gees wat nie erken dat Yeshua die gesalfde een in die vlees gekom het nie, is nie vanuit God nie. Maar dit is die gees van die vals gesalfde, waarvan julle gehoor het, dat hy kom en van nou af in die wêreld is. Julle is kinders vanuit God, ons Elohim, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is van die wêreld, daarom praat hulle vanuit die wêreld en die wêreld gehoorsaam hulle. Ons is vanuit God. Hy wat God ken, luister na ons en gehoorsaam ons. Hy wat nie vanuit God is nie, luister nie na ons nie en gehoorsaam ons nie. Hierdeur onderskei ons die gees van waarheid en die gees van misleiding. Julle, vir wie ons lief is, laat ons mekaar lief hê, want liefde is vanuit God, en elkeen wat lief het, is vanuit God gebore en ken God, omdat God liefde is. Elkeen wat nie lief het nie, ken God nie. Sjoe, geliefde, dit slaan mens teen die voorkop. Openbaring 21 is my wonderlike deel. Vers 1, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die vorige hemel en die vorige aarde het weggegaan, en die see was nie meer nie. En ek het die afgesonderde stad, die nuwe Jerusalem, sien afkom vanaf langs God uit die hemel, voorberei as 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n harde stem uit die hemel hoor sê: Let op, die tabernakel van God is by die mense, en hy bly by hulle, en hulle sal sy volk wees, en dieselfde God is by hulle, en sal vir hulle God wees. Hy sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal van nou af nie meer wees nie. Ook sal daar nie meer rou, uitroepe van vrees wees nie, van dood wees nie. Ook sal daar nie meer siektes wees nie, as gevolg van hom. Dit is Yeshua. Vers 5, ek het geloop en hy wat op die troon sit, sê vir my: Let op, ek maak alles nuut. Hy het ook vir my gesê: Skryf hierdie boodskap, is waar en vertrouenswaardig. Hy het ook vir my gesê: Ek is die Alef en die Taf, die oorsprong en die afhandeling, die begin en die einde. U ken dit dalk as die Alfa en die Omega. Die Hebreëus is die Alef en die Taf. So Yeshua is die Alef en die Taf. En die wat dors het, sal ek gee van die fontein van die water van die lewe, sonder koste. Hy wat die oorwinning behaal, sal hierdie dinge erf, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Geliefdes, dit is groot woorde wat ons vandag geleer het. Ek hoop u het neergeskryf, ek hoop u het die vrae beantwoord. Gaan besoek gerus ons webwerf, waar daar wonderlike studies is wat u kan aflaar. Of laat 'n duimpie, of 'n aanmoedigende boodskap, of soos die Engelse sê, 'n komment.
Ons maak ook graag bekend dat ons van volgende jaar af 'n amptelike Tehillah Studiesentrum op die been bring. Dit sal akademiese en ook disippelskap en informele lesings wees en programme en kursusse wat ons gaan aanbied. Ons prys Abba se naam vir hierdie deure wat hy oopmaak. En ons sê shalom tot volgende week, geliefdes. In die volgende skyfie sal ons ook vir u die feeste se datums, die volgende 3 feeste se datums gee. Mag u geseënd wees en die laaste skyfie weet u is die bibliografie.